Ons staan net so dan buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons om so saam te kan wees, om U naam groot te maak, om U lof te besing, om aan U te bring die hulde van ons harte, die dankbaarheid van ons wese vir U goedheid en U genade vir ons in Yeshua. Vader Jahwe, dat ons kinders mag wees, erfgename, dat ons aan U mag behoort en daarom, wanneer ons so saamkom, Vader Jahwe, dan wil ons stil word en wanneer ons die woord open, wil ons vra, wees U die een wat ons leer, wees U die een wat ons lei en vorm deur U woord, en Vader Jahwe, word U en U alleen in ons midde verheerlik. Dankie dat ons dit alles mag bid in die kosbare naam van ons Verlosser, Yeshua ons Messia. Amen. U kan gerus sit. Hartlike goeiemôre. Dis nou nie meer elke dag dat ek die voorreg het om hier by U in Lichtenburg te kuier nie, so vandag is nou 'n lekkerte en 'n voorreg. En ja, mag Vader Jahwe regtig ook die woorde wat ons nou gesing het, sluit so mooi aan by die boodskap en mag Jahwe werklik in ons lewens verheerlik word, ook vandag. Kom ons blaai saam na ons teksgedeelte is in 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs hoofstuk 3. En ons gaan daar saam lees, eers as so 'n bietjie agtergrond. 2 Korintiërs 3, ek glo dis 'n gedeelte wat baie van ons goed ken, en as ons nie die teks ken nie, ken ons die geskiedenis, maar dis 'n Paulus gebruik hierdie as 'n grondbeginsel, as 'n fondasie. Nou kom ons begin te lees daar vanaf vers 7, kom ons vanaf vers 5 af. Nie dat ons, en jy gaan nou sien, wanneer ons lees, terwyl die laaste so toe blaai, wanneer ons lees, kontrasteer Paulus 2 dinge met mekaar. Hy kontrasteer die heerlikheid wat by Sinaï was, met die alles oortreffende heerlikheid van die nuwe verbond in Yeshua. Nou hierdie is geweldig belangrik as fondasie. En hy gaan die vraag vra, maar was die ou verbond heerlik gewees? As ek nou vanmôre vir ons kinders moet vra, kan julle onthou, toe hulle by Sinaï was, wanneer Jahwe by die volk ontmoet, en hy sê vir hulle, oor 3 dae gaan ek met julle ontmoet by die berg, julle moet na die berg toe kom, julle moet rein wees, dan reinig die volk hulle trek daar na die berg toe, en wanneer hulle by die berg kom, hoe lyk die berg? Die berg bewe, dis die rook wat uit die berg uitkom, die donder en die blitse wat uit die berg uitslaan, dat die volk, wanneer hulle die stem van Jahwe hoor, soos 'n groot basuin, dat die volk terugtree en vir Moses sê, Moses, ons kan nie voor Jahwe bly staan nie. Gaan praat jy met Jahwe, maar die heerlikheid en die openbaring van Jahwe is te vreeslik vir ons om dit te kan handhaaf. Nou hoor mooi wat lees ons. Kom ons lees daar vanaf vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit Elohim, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die gees. Julle gaan nou elke keer hoor hy kontrasteer, die letter die ou verbond, die gees die nuwe verbond. Want die letter, die ou verbond, maak dood, maar die gees, die nuwe verbond, maak lewend. En as die bediening van die dood met letter op kliptafels gegraveer in heerlikheid was, let op daai klem, die ou verbond kom in heerlikheid, geweldig dat die volk vlug daarvan, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. En hy kontrasteer, hy sê, Moses, wat vir 40 dae daar op die berg by Jahwe vertoef het, kan jy onthou, wanneer hy afkom, en hy kom van die berg af, dan skyn sy gesig so, en ek wil nou vanmôre klem lê daarop, nie net as iets wat ons kennis van neem nie. Dink vir 'n oomblik aan die werklikheid van daai heerlikheid, wanneer Moses afkom, dat die volk nie eens na sy aangesig kon kyk nie, weens die heerlikheid van Jahwe wat daar uitgeskyn het. Dat hy 'n doek oor sy aangesig moes gegooi het. En nou kom Paulus en hy sê, was daai verbond in heerlikheid? Ja, geweldig. Dat die hele volk gebewe het voor die aangesig van Jahwe.
En hoe groot en hoe geweldig dit was, vers 9, tog, want as die bediening wat veroordeel, dis nou die ou verbond, Sinaï verbond, heerlik was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Jy moet nou bly volg. Kom ek vra net gou so, kon ons daai heerlikheid van die ou verbond, het ons dit gesien, die donder en die blits en die berg wat bewe en die rook en die donderslaan en alles, ja, die volk het dit gesien. Maar nou kom hy en hy vergelyk dit en hy sê, dit was heerlik en dit was kosbaar. Maar dit wat ons nou het, is 'n alles oortreffende heerlikheid daarvan. Daai heerlikheid wat ons daar gesien het, is niks teen die heerlikheid van die nuwe verbond. En ons gaan nou by daai klimaks kom. Daarom sê hy veel meer, ons lees nou daar vers 9, die tweede deel, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, die ou verbond, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid van die nuwe verbond. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, ou verbond, veel meer is dit wat bly in heerlikheid. Dis ons fondasie, dis waarmee ons begin vanmôre. Nou die belangrikheid, wanneer ons dan nou verder gaan, nou gaan ons na die volgende gedeelte toe, in 2 Korinte 4, Paulus bou nou hierdie fondasie, hier is die agtergrond, die ou verbond was heerlik, maar die nuwe verbond is soveel heerliker en groter en voller. Nou lees ons daarvan af vers 6 af. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Messia, Yeshua as heerser, en onsself as julle diensknegte om Messias wil. Want God wat gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Yeshua Messia. Ons kom nou terug daarna toe, maar wat Paulus hier, hy is nou besig om hierdie heerlikheid van die nuwe verbond te beskryf, en hy beskryf hierdie heerlikheid, julle gaan dit nou hoor, as die kennis van God in die aangesig van Yeshua. Nou vers 7, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Tot sover lees ons saam. Paulus kom lê die fondasie. Sê julle, die heerlikheid van die nuwe verbond is groter as oorweldigend groter as die heerlikheid van die ou verbond. En nou kom hy, maar hoe het julle hierdie heerlikheid, hierdie skat ontvang? Julle ontvang dit in erdekruike. Nou, voordat ons na die erdekruik toe gaan, wil ek gou eers vra, wat is die skat van die kennis van Yeshua vir ons? Wat is die implikasie vir elkeen van ons wat in Yeshua glo, wat die openbaring van Jahwe ontvang in Yeshua en in hom glo? Die eerste beginsel wat ons getuig is, volkome, kom ek stel dit eers so terwille van die kinders, wanneer ons in Yeshua glo, word ons een met hom. So as ek en jy vanmôre getuig, dat Yeshua het vir ons gesterf, hy het vir ons opgestaan, hy het vir ons oorwin, dan word ons een met hom. Onthou nou daai spontane eenheid. As ons in Yeshua glo, word ons een met hom. Onthou wat sê Paulus, Galasiërs 2:2, ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in ons. En dit het 'n geweldige implikasie vir ons. So ons verloor ons eie identiteit. En wie se identiteit ontvang ons? Die identiteit van Yeshua. Die oomblik as ek en jy glo en bely dat Yeshua vir ons gesterf en opgestaan het, ons lê ons ou lewe af, ons bekleed ons met Yeshua, ontvang ons die identiteit van Yeshua. Dis ons hele hoop. En dis die skat waarvan hy praat. Nou wat getuig ons daarmee? Ons getuig Romeine 5 vers 1 in Yeshua, en onthou julle, hierdie is die fondasie van ons geloof. Hierdie is die absolute anker, dis die essensie van wat ons glo. In Yeshua is al ons sondes vergewe en staan ons in volle geregtigheid. Romeine 5 vers 1. Terwille van die tyd gaan ek nie elke teks lees nie, maar die wat dit na die tyd wil gaan lees is baie welkom. Die volgende punt wat belangrik is in Yeshua word, nou dat al ons sondes vergewe is, word al sy geregtigheid oorgedra op ons. Ons ontvang loon op grond van al sy goeie werke, 2 Korintiërs 5 vers 21. Dan in Yeshua is ons nou nie meer diensknegte van Jahwe nie, maar
kinders van Jahwe. Galasiërs 4 vers 4 tot 5, volkome kinders van Jahwe. En vir 'n oomblik wil ek net dit sê, jy gaan al hierdie dinge hoor, niks daarvan gaan jy voel of proe nie. Dit kon hulle by die berg sien, hulle kon dit voel, hulle kon dit sien, hulle kon dit waarneem. Hierdie dinge ontvang ons nie op grond van sig nie, maar op grond van die belofte van Jahwe in Yeshua. Dit is waar ek en jy of glo in Yeshua of nie in Yeshua glo nie. Nou belangrik, die volgende punt, volkome heiligmaking in Yeshua en die inwoning van die Heilige Gees, 1 Korinte 1 vers 30, het Jahwe ons volkome heilig gemaak in hom. Die volgende punt is, in Yeshua is ons volkome sondeloos. Hebreërs 10 vers 4, ons skuld en ons sonde is totaal in Yeshua weggeruim. Die volgende punt, volkome vlekkeloos. In Yeshua is ons volkome vlekkeloos en staan ons voor Jahwe vlekkeloos en onberispelik. Efesiërs 5 vers 27. Nou belangrik, in Yeshua word ons volkome reeds verheerlik. Romeine 8 vers 30. As gelowiges, en hierdie is belangrik, as gelowiges is Yeshua ons volkome, het ons volkome deel aan Jahwe se heerlikheid en sy oorwinning. Hoor mooi, in Yeshua het ek en jy volkome deel aan Jahwe se oorwinning, sy triomf en sy heerlikheid. En dan ten laaste, in Yeshua sit ons aan die regterhand van Jahwe, Efesiërs 2 vers 6. En nou kan ons sê, dit is alles as gelowiges, wat is ons getuienis? Dit is alles waar. Ja en amen. Wie het dit alles vir ons bewerk in Yeshua? Ons glo dit. Maar nou kom ons by die belangrikheid, by die tema van die boodskap. Die tema van die boodskap is die skat van Jahwe in 'n erdekruik. Dit wat ons nou net hanteer het, is die skat van Jahwe. Jahwe se genade aan ons in Yeshua. Dis 'n ontsaglike skat. En nou kom Paulus, kom ons lees daar vers 7, en hy sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Dit is eintlik so mooi, die erdekruike, die beskrywing, getuig van die gebrokendheid. Die erdekruike, die Engels praat van 'n earthly ware. Dis van, ek wil amper sê van grond. Dis van stof, van klei gemaak. Dis gebroke. Nou, die wonderlike skat van Jahwe, dit wat ons nou getuig het, wat groter is as hierdie wêreld, wat tot in ewigheid duur, die heerlikheid, die regverdigheid, die heiligheid, die triomf, die heerlikheid en die oorwinning in Yeshua, dit alles ontvang ons nou in 'n gebroke liggaam. En my en jou liggaam is 'n erdekruik. En ons ken dit self, en moenie dink aan hierdie, ek wil sê 'n keramiekkruik nie, moenie dink aan hierdie perfekte beeld van hierdie pragtige kruik nie. Sien hierdie, ek wil amper sê hierdie modderkruik, hierdie kleikruik wat gevorm is met hande, wat skeef en krom is, en barste het, en krake het en alles. Dis hierdie grove artikel, en dis jou en my lewe. En ons ken ons eie swakheid. En elkeen van ons kan in mekaar kyk en ons kan sien, ek kan daai krake sien in jou lewe. Ek kan daai skeefheid sien en daai vormloosheid en hier uitdaging en daar 'n uitdaging. Ons is so bewus in ons eie lewens daarvan, maar die een ding en die wonderlike genade wat Jahwe sê is, wat dra die kruik binne in hom? Daarom is ons fokus nie op die kruik nie. Want die kruik is gebroken. Paulus sê dit so mooi, ons is erdekruike. Maar dis dit wat binne in die kruik, en daai kruik is daai beeld van die broosheid, die swakheid, en die tydelikheid van hierdie liggame van ons. En ons kom dit agter wanneer ons ouer word, wanneer hierdie liggame begin verval en agteruit gaan, ons ken ons eie gebrokendheid, ons ken ons eie krake, ons ken ons eie swakheid, maar dis nie ons fokus nie. Ons fokus vanmôre en ons gelowiges is op die skat wat binne in ons is. Daai getuienis van Jahwe se goedheid, se genade in ons is. Daarom daai vers 6. Hoor mooi, ons lees daar vers 6, want God 2 Korinte 4 vers 6, want God wat gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Yeshua Messia. Geliefdes, ek en jy
kan daai heerlike lig, dieselfde God wat gesê het in die duisternis in Genesis 1, laat daar lig wees, was die God wat homself in ons harte kom openbaar het, waar daar duisternis was, deur die sterfte en die opstanding van Yeshua, en letterlik gesê, laat daar lig wees. En hy kom stort sy gees en sy genadewerk in ons harte uit, sodat ek en jy kan word kinders, erfgename van die God van hemel en aarde. En dit is absoluut ons identiteit in hom. Goed, nou net eers om te kyk of almal wakker is. In die Ou Testament was daar 'n verhaal gewees, 'n gebeurtenis, waar daar 'n kruik was, en waar daar 'n fakkel was. Wie van julle kan onthou, en daar hoor ek dit nou, in Gideon. En Gideon kry die opdrag, julle kan onthou, Gideon kry die opdrag, hy sê, trek uit hierdie, hoe baie was die Midianiete? Die woord sê, hulle was gespringkane ontelbaar in getal. En Jahwe sê, maak die volk bymekaar. Kan julle onthou, hoeveel kom van die volk kom bymekaar? 32.000 van die volk kom bymekaar. Was hulle minder as die Midianiete? Baie minder as die Midianiete, hoe weet ons dit? Toe Jahwe vir Gideon sê, laat al die ouens wat bang is huis toe gaan. Hoeveel gaan huis toe? 22.000 gaan huis toe. 2/3 besluit, alles te veel, ons gaan huis toe. 10.000 bly oor. Van die 10.000 wat oorbly, sê Jahwe, en hierdie tema, onthou hierdie tema, ons het nou nog gelees, ons gaan teruggaan na 2 Korintiërs, ons gaan ons weer tref. Moenie, hierdie 10.000 is te veel. Want sodat Israel nie sê, dis ons wat die Midianiete verslaan het nie, laat hulle afgaan water, laat hulle gaan water drink. En almal wat water skep en so 'n hondjie water drink, hoeveel bly daar oor? 300 man, van almal. En Jahwe sê, deel hulle in 3 dele, laat hulle die laar van die Midianiete omsingel, en wat moet hulle saamvat? 'n kruik, 'n fakkel en 'n ramshoring. Ek wil amper net klem net vir 'n oomblik daarop wat sê, nie 'n spies en 'n swaard en 'n skild nie, maar van die kruik en die fakkel en die ramshoring. En wanneer julle, en Gideon sê, wanneer julle my dan hoor op die ramshoring blaas, breek die kruike waarin julle fakkels hou, sodat daai lig kan uitskyn, en die oomblik toe Gideon op die ramshoring blaas, en hy daai kruik breek, en die lig uitskyn, en hulle hele volk, daai 300 man op hulle ramshorings blaas, sê die woord, het die swaard van die een Midianiet en die ander opgetel, en hulle het mekaar verslaan. Terwyl ons daar is, net vir interessantheid, is nie deel van die boodskap van môre nie, maar net vir interessantheid. Wat het dit 'n ooreenkoms met die wederkoms? Wat het dit 'n ooreenkoms met die wederkoms? Die dag wanneer Yeshua kom hy met trompet, dis net 'n ooreenkoms, met trompetgeskaal. En die oomblik wanneer Yeshua verskyn met sy engele, met sy heerlikheid en sy majesteit, wat gebeur met jou en my erdekruik? Dit breek. Die oomblik wanneer Yeshua kom, wat gebeur met my en jou? Ons word verander in 'n oogwink, hierdie liggaam met sy gebrokenheid. Arend, daai liggaam met al sy gebrokenheid is in 'n oomblik weg. Martin, al ons stryd, al ons worsteling van ons vleeslike liggame is in 'n oomblik is dit weg. En nou die belangrikheid. Hoe lyk ons dan? Ek vra net gou so, dink vir 'n oomblik, hoe lyk u en ek wanneer hierdie aardse liggaam wegval, vernietig word, hierdie kruik breek? Wat skyn uit hierdie kruik uit? Die lig van die skat van Jahwe. En dis hoekom dit so mooi is, maar ons gaan nou eers daarby uitkom. Ek wil eers net terugkom en ek wil sê, in die tussentyd, totdat dit gebeur, het ons maanskyn en rose, of is daar 'n uitdaging? Ons gaan terug na 2 Korintiërs 4. Hy sê dit so mooi, vers 8, in alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleem, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Dit beteken, wat beskryf hy? Hy beskryf hierdie erdekruik. Hy sê, hy het nou net gesê, binne hierdie erdekruik het ons die skat van Jahwe, maar die erdekruik word beproef. Die erdekruik kry swaar, die erdekruik kry houe en onsekerheid. Hy is bewus van sy swakheid, sy sonde, sy nietigheid, sy onwilligheid. En ons word verdruk, en ons word moedeloos, en ons word vervolg, en al die goeders gebeur, maar ons bly staan. Hoekom bly daai erdekruik in sy gebrokenheid nog staan? Oor die skat wat hy in hom dra. Dis ons werk.
Dit gaan nie oor die aardekruik nie, dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan nie oor ons belangrikheid nie, dit gaan oor ons identiteit in Vader Jahwe, as ligdraers, as getuienis, om vrug te dra tot eer van Jahwe. Dis ons werk, dis ons roeping, dit is ons opdrag. Vir 'n oomblik wil ek teruggaan, kom ons gaan na die Ou Testament toe, na al die profesieë van Israel. Hoe lyk Israel vandag? Verstrooid, vernietig, heeltemal amper wil ek sê, onidentifiseerbaar. En tog is daar daai wonderlike beloftes van Jahwe, van die herstel wat plaasvind. En dan kan ek en jy, Jesegiel 37, Jesegiel 36, ons kan op al daai profesieë, Jesaja 11, Jesaja 23, Jeremia 23, al daai profesieë kan ons sê, ja en amen, al sien ons dit nie. Dit sal so wees, want Jahwe beskik. En daarom kan ons sê, ja, ons aardse lewe het sy stryd. Ons aardse lewe het sy uitdagings, en waar ons sê, bloed, sweet en trane. Dis ons aardse lewe, uitdagings, beproewinge. Tog kan ons 'n teruggee en sê, dit alles was nog altyd so. Elke geslag voor ons het daai stryd gehad, elke geslag voor ons, nog altyd daai onsekerheid, daai worsteling van hierdie tydelike aarde gehad. Ons is nie die eerstes nie, maar wat is ons opdrag in dit? Wat is die kruik se opdrag wanneer hy sien, kyk ons omstandighede in Suid-Afrika, die uitdagings waarmee ons gekonfronteer word. Ons is nie die eerste geslag wat skielik met uitdagings te doen het nie. Geslagte en geslagte voor ons het ander uitdagings gehad, erger en minder erger as hierdie. Daar was geslagte wat baie erger gehad as ons nou vandag het. Maar wat is die een opdrag wat Jahwe van die kruik verwag, terwyl ons in die tyd waarin ons leef, 2025 leef, om vrug te dra tot sy eer, want ons dra die skat van die God van hemel en aarde in ons. Dis ons fokus, dis ons roeping, en hierdie skat is groter en heerliker as my aardse liggaam, as dit wat om my is. Daarmee keer ons nie dit wat om ons gebeur goed nie. Daarmee sê ons nie, dis reg nie. Maar ons het 'n roeping, groter, heerliker, voller, as dit wat hierdie aarde kan bied. Want ons erfenis en ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie. Ons leef vir 'n wyle op aarde, ons is vir 'n tydperk, 30, 40, 70, 80 jaar, is ons hier op aarde. Maar die skat wat in ons is ewig. Onvernietigbaar, en dis ons fokus. So waarop fokus ons vanmôre? Waarop fokus ons wanneer die stryd onseker word, wanneer ons deur beproewinge gaan? Ons fokus op die skat wat binne in ons is. En daarom 2 Korintiërs 4 vers 7, ons dra binne in hierdie aardekruik, dra ons die skat van Jahwe, die heerlikheid, die genade, die belofte, die volheid in Yeshua. Ons uiterlike mens, hierdie aardekruik, vergaan met tyd. Maar hoe meer hierdie aardekruik vergaan, hoe meer moet die skat van Jahwe deur dit skyn. Hoe swakker my liggaam word, hoe swakker ek word, hoe ouer ek word, hoe gebroken ek word, hoe meer moet my fokus wees op die vrug van Jahwe. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, die uiterlike mens vergaan, kom ons lees dit daar in vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag vir na dag vernuwe. Julle, dis ons voorreg. Ek wil amper vanmôre vra, wie van julle kom agter jou liggaam word swakker? Ek weet nou nie van watter ouderdom af moet ek dit beginne vra nie. Maar daar is staan nie, want ons almal agterkom jou liggaam word swakker. Hy gaan agteruit. Maar julle, my vraag dan nou vanmôre is, hoe swakker jou liggaam word, kan jy werklik sê dat my liggaam gaan word swakker, maar my binnekant word vernuwe na die beeld van Vader Jahwe. Hoe ouer ek word, hoe meer ek my wortel en anker in die genade van Vader Jahwe, hoe meer ek my verlustig in sy genade vir my, hoe meer verlustig ek my in sy goedheid, in wie ek is vir ewig in hom. Want geliefdes, dit gaan nie net oor hierdie aarde nie. Dis 'n oogwink in hierdie liggame van ons is daarmee heen. Ons kan hoe sterk en jonk wees nou, en dink ons gaan die wêreld verower. Ek wil sê 'n paar 10 jare van nou af is nie een van ons meer hier nie. Nie in ons aardekruik nie, maar in ons erfenis tot in ewigheid. 2 Korintiërs 4 vers 17, hoor wat gaan hy verder.
Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Maar dis nie 'n aardse heerlikheid nie. Dis 'n heerlikheid in Yeshua. En ons moet hierdie verdrukking, hierdie benoudheid, hierdie beproewing, hierdie tydelike verdrukking verdra tot eer van Jahwe. Vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons sigbare lewe, kom ek vra net eers so, moet ons nog lewe in hierdie sigbare tyd? Ja. Is dit partykeer 'n stryd en 'n uitdaging? Ja. Is dit ook vreugdes en blydskap? Ja. Maar wat bly ewig? Nie hierdie aardse lewe nie. Nie hierdie ou erdekruik nie. Wat bly ewig? Die skat wat in my is. Geliefdes, wat is vanmôre vir u en vir my die belangrikste? My erdekruik of my skat? Wie is jy? In jou diepste wese, jou erdekruik, is dit vir jou die belangrikste? Is dit waarna jou lewe? Is dit waaroor jy droom en dink en alles? Of gaan dit oor die skat wat in ons is, wat ons moet wees? 2 Korintiërs 12 vers 19, my kos blaai saam soontoe. 2 Korintiërs 12. Twee Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer is ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Messia in my kan woon. Julle, dis 'n moeilike ding vir ons vlees. Ons vlees wil sterk wees en onafhanklik wees. Ons vlees wil self kan besluit. Kan julle onthou wat Jahwe vir Gideon gesê? Hoekom vat ek 300 man? Sodat Israel nie kan sê dat hulle deur hulle eie krag die Midianiete verslaan het nie. Bly daar by 2 Korintiërs 12, dan blaai julle gou terug net na 2 Korintiërs 4 toe. Voor ons daar lees, wil ek gou vra dat julle opkyk. Hoekom ontvang ek en jy daai skat in 'n erdekruik, 'n gekraakte, krom, gebroke? Hoekom is jou liggaam so swak? As ek nou vanmôre moet vra, Yuri, hoekom is jou liggaam so swak met tekorte en alles? Etienne, hoekom is jou liggaam gebroke en is daar 'n eie wil in hom en jy ken jou swakheid van jou liggaam? Hoekom is dit so? Sodat nie een van ons kan roem en sê ons word gered deur onsself nie. Sodat nie een van ons kan sê, dis ek wat Jahwe gedien het nie, want is ten spyte van my dat ek Jahwe kan dien, deur sy werk in my. Hoor wat sê hy daar in vers 7. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Nou kom ons terug na Paulus. Paulus sê, daarom roem ek in my swakheid. Bly terug daarna Korinte 12 toe. Vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, en benoudhede, om Messias wil, want as ek swak is, dan is ek sterk, en ek wil dit by sê met Paulus, in hom. Geliefdes, voordat ek begin saamvat, ek verbly my, en ons verbly ons saam met Paulus in ons swakheid. Maar ons getuig van die skat wat in ons is, en ons kyk na ons erdekruike, en ek sê ek is so swak, so nietig, so vinnig afleibaar, so vinnig geneig tot die verkeerde, so vinnig eie geregtig, selfsug, eie wil welis, eie ek alles. Dis my kruik. Maar die God van hemel en aarde sterker as my kruik, en hy het die skat in my. En daai lig skyn uit my uit, en hy breek hierdie kruik, stelselmatig word hierdie kruik minder en minder en minder, dat ek meer bewus is van my identiteit in Jahwe, wat sy genade vir my, as my eie prestasie. Dat ek op die einde van die dag kan kom, julle kan onthou 1 Korinte 15, alles uit Jahwe. En daarom, geliefdes, kom ek terug na die dag wanneer hierdie kruike breek.
Ek het nou gevra die ooreenkoms met Gideon, met die wederkoms van Yeshua, wanneer hy laaste bassein blaas, en hierdie aardse kruike waarin ons is, hierdie liggame breek vir die laaste maal, en die heerlikheid van Jahwe uit ons uitskyn, soos wat, hoor mooi wat, bly gaan dan na Romeine 8 toe, Romeine hoofstuk 8, Romeine hoofstuk 8, hoor nou mooi sluit hy aan by Paulus by homself van 2 Korintiërs, ons lees eers daar vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou moet julle mooi hoor. Paulus, in die Grieks is die fokus mooi, nie wie is die kinders van God nie, maar wat is die kinders van God? Want die dag as hierdie aardekruike breek, dan dra ons die volkome heerlikheid van Jahwe in ons. Kan jy onthou, 1 Johannes sê dit baie mooi, ons weet nie ons gaan wees nie, maar ons weet een ding, dat ons hom gaan sien vir wie hy is. Dat ons, vir 'n oomblik wil ek stil staan daar, hoe gaan dit wees? Die dag wanneer ek en jy in ons hele wese, sonder die swakheid van ons liggame, die heiligheid, die heerlikheid, die goedheid, die glorie en die majesteit van Jahwe ons hele wese gaan vul. Dis iets waarna ons uitsien. Hy sê die hele skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van Jahwe. Niks en niemand gaan dit kan weerspreek nie. Die kinders van Jahwe is nou in aardekruike met 'n skat, maar die wêreld kyk na hulle, spot hulle en hulle hoon hulle en alles, maar daardie dag sal die kinders van Jahwe, sal die volk van Jahwe geopenbaar word in heerlikheid en in majesteit met die laaste bassein. Maar ons opdrag vandag, en dan gaan ons terug na 2 Korintiërs 4 toe. Ons opdrag vandag ons het hierdie skat in 'n aardekruik. En voor ons daar lees, wil ek vra julle, laat dit, hierdie skat, laat dit ons fokus wees. Hierdie identiteit in Jahwe, hierdie roeping voor Jahwe, hierdie verantwoordelikheid van Jahwe, 'n erfgenaam, kind van Jahwe, gereinig, geheilig, geroep, om tot sy eer vrug te dra. Dis wie ons is. En ek wil sê, gebruik jou aardekruik om daai vrug te dra. Maar tot dan, vers 18 van 2 Korintiërs 3, vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, nou, Paulus gebruik dit as 'n onbedekte gesig, iemand wat bekeerd is. Kom ons lees gou daarvan af vers 16 af. Maar wanneer hulle hul tot Jahwe bekeer is, word die bedekking weggeneem. Kom ek verduidelik dit gou. Jy sien nie die heerlikheid van Jahwe, jy sien nie die skat van Jahwe in jou nie. Jy is 'n bedekking voor jou aangesig, daar's hy skeiding met Jahwe, maar wanneer die bedekking weggeneem word, wanneer jy bekeer tot Jahwe, dan sien jy jou identiteit en die skat van Yeshua in jou. Jy sien dit raak. Jy weet wie is jy in hom. Hoor wat sê hy verder. Vers 17, Jahwe is die Gees, en waar die Gees van Jahwe is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, ons sien die heerlikheid van Jahwe, soos in 'n spieël die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander, van na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur Jahwe wat Gees is. Hoe meer ek en jy na die heerlikheid van Jahwe in Yeshua aan ons geopenbaar, in ons geopenbaar, hoe meer ons daarop fokus, hoe meer ons daarna kyk, hoe meer ons identiteit in hom sien, hoe meer begin die lig van sy heerlikheid deur hierdie aardekruik skyn. En dis ons roeping. En so word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid, tot daardie dag, wanneer hierdie aardekruik finaal breek, en die heerlikheid van Jahwe uit ons skyn. En wat kan ek en jy getuig? Is dit deur ons eie prestasie, deur ons eie goed doen?
deur sy genade alleen. Geliefdes, mag dit wees, my gebed vir elkeen van ons. Eerstens, dat ons daai skat in ons werklik sal besef en bely. Tweedens, dat ons sal getuig ons eie gebrokenheid, want alles begin by my gebrokenheid en Jahwe se heerlikheid en sy genade in my. En dat dit die krag is waaruit ons sal leef, met die oog op die koms van Yeshua. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, so dankie vir u onbeskryflike goedheid. Dankie vir u genade in Yeshua, wat ons lewend gemaak het, ons wat dood was, lewend gemaak is, geregverdig het, geheilig het, verheerlik het. En Vader Jahwe, dat ons vandag in Yeshua erfgename mag wees van die onbeskryflike genade. Maar Vader Jahwe, U het ook so bepaal dat dit deur die geloof sal wees terwyl ons nou op aarde is, dat ons dit nie sal voel en proe en ruik nie, maar dat daar die beloftes van U vas staan, sodat elkeen van ons wat dit glo, dit deelagtig word. Wil U werklik daardie geloof, daardie bewustheid, daardie wete in ons harte uitstort, Vader Jahwe, dat dit ons gedagtes, ons woorde, ons dade sal dryf, dat ons weet, ons is daardie onbeskryflike skat, dat daardie heerlikheid deur ons lewens sal vloei. Vader Jahwe, al die lof, al die eer kom U toe. Ons dank en ons eer U in Yeshua se naam alleen. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.